waarheid wat ons kan onthou. En hy sê, hou vas aan Jesus. Kom ons probeer, ons staan en ons probeer hom almal saam. Sy my kan aansit, daar sê, nou sê ek aan. Ek dink ons kan 'n beter lofoffer gee as daai. Prys die Here. Amen. Nee, jy kan nog bietjie beter doen as dit. Kom ons eer ons koning, ons eer ons Here. Amen. Prys sy kosbare naam. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, ons verlosser, ons saligmaker. Is jy opgewonde vanoggend? Prys die Here. Ag, wil jy nie net omdraai en sê vir die persoon agter jou, ek hou vas aan Jesus nie. Prys die Here. Sê vir daai selfe persoon, hou jy vas aan die Here? Of vra die vraag. Ek hoop daai persoon antwoord jou terug. Het die persoon jou terug geantwoord? As hy jou nie geantwoord het, vra hom weer. Of vra haar weer. Sê vir die persoon langs jou, ek is bly. Nee, jou vrou is langs jou vriend is langs jou. Sê vir die persoon voor jou of agter jou, ek is bly jy's hier vanoggend. Ja, en Tini sê sommer vir die leesstoel ook, hy is bly hulle is hier, want hy praat hulle vol, prys die Here. Ek groet jou, geliefde, jy is so welkom, jy kan vir 'n oomblik jou sitplek neem, vir 'n oomblik. Ek gaan nie nou die afkondigings doen nie, ons gaan die afkondigings na die diens doen, as ek al die afkondigings gaan onthou, maar ons het vanmôre gesê, ons wil 'n groot gebedsmassa-aksie beginne, en ons gaan vir verskeie individue bid. Nou ek is net so 'n bietjie hartseer, want ek sien baie minder kinders as verlede Sondag. Ek weet nie of die ouers bang is vir gebed nie. Dink julle die ouers is bang vir gebed? Want ons het meer kinders ingeskryf verlede Sondag, maar hulle is nie hier vanoggend nie, en dit maak my hart so 'n bietjie seer, maar ons sal volgende Sondag vir hulle bid as hulle hier is. Maar ek wil vra, al ons kinders, van voorskool, regdeur tot studente, wil julle nie hier voorkom staan nie? Ek nooi julle, al ons kinders, kom staan hier voor. Nou gaan ek ook vra al die onderwysers en onderwyseresse, of jy nou 'n voorskoolonderwyser is, of jy 'n hoërskool of 'n laerskool is, of jy 'n skoolhoof is, Catherine, as jy 'n dosent is of 'n professor is, kom staan hier voor. Ons wil vir julle almal bid. Ons gaan die guns van God oor ons kinders en onderwysers en lektore afbid vanmôre. Julle weet, hierdie groepie kinders wat hier voor staan, is die kerk van vandag. Nie die kerk van môre nie. Hulle bepaal die toekoms. En die onderwys bepaal wat hulle belê in hierdie kinders vir die toekoms. En ons leer nooit, of wel ons kan kyk in ons skoolstelsel en ons sien wat in die gebeur is, dan kom ons agter dat dit wat hulle in die kinders leer vandag is maar 'n bietjie korrup. En dis nie lekker nie.
En ons kinders leer nie van die Here nie. En ek wil 'n beroep doen op ouers, moet ons kinders nooit uit die huis van die Here af weghou nie. Want hier wil ons hulle van Jesus leer. Want hulle gaan dit nie by die skool kry nie. Leer hulle in die huis van die Here en bring hulle hiernatoe waar ons sonnaskoolonderwyser is. Is ons sonnaskooljuffrouens ook hier voor? Ek sien hulle, ja, hulle is hier. Mariet, jy moet ook al voor gaan staan. Jy moet hier en daar wees, nie, jy wees net daar van nou. Prys die Here. Ek gaan vra dat julle wat in die gehoor is, hande vir hulle uit gaan steek. En ons gaan hulle bless. En ons gaan vir hulle bid. En ons gaan die guns en die seën van die Here oor al ons maats afbid vanmôre. Is nie enige graad 12 hierdie jaar? Hier's een graad 12, ons gaan vir jou bid. Is daar nog graad 12's? Net enetjie. Ek is seker daar moet meer wees, maar ons gaan vir jou bid. As jy die enigste ene is, dan moet jy 'n maatjie saambring. Nooi hulle saam. Dan sal ons volgende Sondag vir hulle ook bid. Prys die Here, maar wil jy nie jou hande uitsteek? En dan gaan ons die seën van die Here op al ons kinders, onderwysers, onderwyseres afbid. Nie Vader, ek dank U dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kan staan in die huis van die Here. En ons het die voorreg vanmôre om ons kinders van die kleinste, van die jongste tot die oudste aan U toe te dra. Vader, ons is in 'n stelsel waar die wêreld baie korrup is. Ons is in 'n stelsel waar daar so baie uitdagings is. Ons is in 'n stelsel waar hulle so leer van die verkeerde wêreldbeginsels. My gebed vanmôre is dat U hierdie kinders van ons sal kom toemaak met U kosbare guns, U liefde, U genade en U bloed. Vader, dat U hulle sal toemaak met U Gees, met die waarheid in hulle harte. Here, dat wanneer hulle die korrupte leer, wanneer hulle van buite af die leerstellings van die wêreld geleer word, dat hulle ore nie ontvanklik van dit vir dit sal wees nie, maar dat U Gees dit sal omdraai en die geestelike aspekte in hulle harte, in hulle denke, in hulle liggame sal inbring. Vader, voed hulle op in die Gees. Elke onderwyser, elke onderwyseres, elke dosent vandag. In Jesus naam, Vader, hulle werk met kinders. Dis belangrik dat hulle deur die Gees gelei sal wees om hierdie kinders te leer aangaande Jesus. Op die regte pad, op die regte weë. Vader, verlang hierdie kerk gepropageer dat die kinders is die kerk van môre. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Hulle is die kerk van vandag. Hulle is die kerk van nou. En daarom, Vader, vir die toekoms van die kerk, bid ek dat U Gees oor hierdie groep kinders so vaardig sal word, dat hulle sal opstaan vir Jesus, en 'n anker sal wees vir Jesus, en 'n bediening sal uitleef vir Jesus, en in lig sal staan vir Jesus, en dat hulle sout van die aarde sal wees, in Jesus naam. Seën elkeen van hulle nou, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. En die kinders van die Here sê, Amen en Amen. Daar het nog jong kinders daar agter gebly, maar ons het vir julle ook gebid, hoor. Prys die Here. Julle is ingesluit in hierdie gebed, as jy nie hier was nie. Julle is so welkom, julle kan gaan sit. Geliefdes, ons gaan aangaan, ons gaan die naam van die Here groot maak, met die aanvang van die eerste lied, dan gaan ons sommer die offerande opneem, so jy is welkom saam met my op te staan, terwyl ons die naam van die Here groot maak. Ek wil vra ons sonnaskoolmaats, die wat nou hier voor was, al ons sonnaskoolmaats van voorskool tot en met graad 7, julle is welkom om nou uit te beweeg. Hulle het 'n les vir julle voorberei in die saal, hulle gaan met julle almal saam werk vandag, en hulle het gevra, hulle soek so 'n bietjie tyd vanmôre, so hulle gaan julle sommer klaar verskoon. Al ons sonnaskoolmaats, julle is so welkom om nou uit te gaan. Prys die Here. Die ander wat hier is, staan op, ons gaan die naam van die Here groot maak, prys sy naam. Ek wil net noem, terwyl die hofmeesters hier na vore kom, ons gaan julle nou bedien. Indien jy 'n kaartfasiliteit wil gebruik, daar agter by die inligtingstoonbank is jy welkom om soontoe te beweeg. Ons het vir jou dan 'n kaartfasiliteit ook daar. Baie dankie. Die gemeente bring aan die naam, die heerlijke. Die gemeente bring aan die naam, die heerlijke. En dan die, nog een die, en dan die, nog een die.
Jesus, I want more. Lord Jesus, I want more. Lord Jesus, I want more. As jy kan verklaar jy het die Here in jou, wil jy net jou hande opsteek en sê, Here, dankie dat ek die kind kan wees nie. Dankie dat U met my is. Dat U my koning is, my herder is, my verlosser is. I'm undone by the mercy of Jesus. Loof sy kosbare naam. Ek wil 'n beroep doen op alle besigheidseienaars hierso vanmôre. As jy jou eie besigheid het, wil jy nie vrymoedigheid neem, ons wil vir jou bid vanmôre om hier voor te kom staan nie. Ons gaan die Here vertrou vir jou sake ook. Alle sake manne, alle sake vroue wat vanmôre in hierdie plek is. Ons gaan nog verder sing aan Dan by the mercy of Jesus, of Christo gaan dit liggie speel terwyl ons vir julle gaan bid. Kom neem die vrymoedigheid. Moenie as jy 'n praktyk het, Kobus, Rikus, julle kom staan hier voor. As julle in besigheid staan, wil ons die seën van God oor jou besigheid afbid vanmôre. Moenie skaam wees vir oggend nie. Moenie skaam wees nie. Ons vertrou God vir julle wat hier kom staan. Terwyl die res julle hande vir hulle gaan uitsteek. Ons gaan hulle seën. Ons gaan hulle bless. Vader, ons dank U vir ons besigheidsmanne en vroue vanmôre. So vir U kom dankie sê dat U seën oor hulle besighede rus. Dankie dat hulle U kan eer in hulle besighede. Al lyk die toekoms en die ekonomie soms duister en donker vir ons, weet ons dien 'n almagtige God vanmôre. Daarom bid ek vir elke besigheidseienaar en eienares wat hier voor staan vanmôre. As daar aan die banke is wat nie uitgekom het vanmôre nie, Vader, U ken hulle ook. Bid dat U standvastigheid en U guns, en U genade en U anker op elke besigheid sal wees. En dat julle van oorwinning tot oorwinning sal lei, van sukses tot sukses, en mag hulle U eer in dit wat U vir hulle doen in hierdie plek. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die wat die Here liefhet vanmôre sê, amen en amen. En ons dank die Here vir wat hy doen en reeds doen. Ons dank die Here vir wat hy doen vir julle in julle besighede. Julle is so welkom om te gaan sit. Elkeen wat bevoorreg is om 'n werk te hê vanmôre, wil jy nie net jou hande opsteek daar waar jy staan nie. Hou jou hande reg op vanmôre. Reg in die lug. Vader, dankie vir elkeen wat gebless is om vanmôre 'n werk te hê. Dankie dat U guns op daardie werk ook is vanmôre. En Vader, mag hulle ligdraers wees en U eer in die werk. Want wat ons het kom van U af. U seën ons. Die woord sê alles behoort aan die Here. Alles in die hemel en op aarde. En die feit dat ons 'n werk het, is ons dankbaar voor vanmôre. En Vader, mag ons daar op die werksterrein, die werksplek vanmôre, ligdraers wees vir U. En ons eer U in dit wat U vir ons doen en wat U vir ons gee, in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, amen en amen. As jy werkloos is vanmôre, ek wonder of jy die vrymoedigheid sal neem om hier voor te kom staan. Ek wil jy nie op die spot sit nie. Antonius, ons gaan die Here vertrou vanmôre. As daar iemand is wat saam met hom wil staan, wat die Here vertrou vir 'n werk of 'n deur wat moet oopgaan, is jy welkom om hier voor te kom staan. Ek wil jou nie in 'n verleentheid sit nie. Jy is so welkom. As jy nie hier voor wil wees nie, steek net jou hand op in die lug. En die Here sien jou daar in die bank ook raak. As jy die Here vertrou vanmôre vir 'n deur wat moet oopgaan, hy sal oopgaan. God is goed. Halleluja. Steek julle hande uit. En as jy die Here vertrou, steek jou hand op. En jy vertrou die Here vir deur om oop te gaan vanmôre. Vader, ek dank U vir elke ene wat hier binne staan. Antonius is spesifiek wat hier voor staan. Hy vertrou die Here vir deure wat moet oopgaan. En Vader, U is getrou in die beloftes. Daarom bid ek, U het hom hierheen gestuur, U het vir hom deure oopgemaak, hy het sy plek gevind in Jesus.
Hy het sy plek gevind hier in die gemeente en hy het sy plek gevind in Potchefstroom. Maar ons vertrou nou U, Vader, vir deure wat sal oopgaan in sy lewe. U wat die werkskepper is, werk sal skep vir Antonius. En elkeen wat daar aan die banke staan, wie se hande opgesteek is, wat U vertrou vir werk vanmôre, wat dalk nie die vrymoedigheid het om hier na vore toe gekom het nie, Vader, dis ook oukei. U ken sy hart of haar hart. En ons bid oorvloedige seëninge oor hulle lewe, soos wat die deure vir hulle gaan oopmaak in hierdie tyd, in hierdie era waarin ons leef. En ons dank U vir elke getuie wat ons gaan hoor, waar U deure oopgemaak het in Jesus naam. Ons eer U, ons loof U daarvoor in Jesus naam. En die kinders van die Here sê amen en amen. Ek wil bid vir ons pensionarisse vanmôre. Ek wil dit nie uittrek nie, ons gaan nou verder sing. As ons pensionarisse, ons is so lief vir julle, ons 60-plussers, en jy wat nou op pensioen is, ag wil jy nie net jou hande opsteek nie. Opsteek in die lig. En Vader, U sien die guns en die genade, spreek ek oor elke pensionaris in hierdie gemeente van ons. Vader, Here, ons leef in 'n tyd waar ons pensionaris hulle pensioene oorleef, want U is so goed vir ons, maar ons wil bid en vra dat U in hulle behoeftes ook sal voorsien, Here, op die paaie wat voorlê vir hulle, en ons bid die veelvoudige seëninge van ons Here op hulle af in Jesus naam. Mag dit met hulle goed gaan, oorvloedig wees vir hulle ook, Vader. Ons dankie vir elke ene van hulle, ons is so lief vir hulle. Dankie vir elke seën in hulle lewe, in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, amen. Het ek iemand geskiep vanmôre? Is daar nog iemand wat gebed nodig het? Die boere, het ons boere vanmôre hier in die gemeente? Steek jou hand op. Kom ons bid oor die algemeen vir boere. Sakkie is 'n boer daar agter. Kom ons bid vir die Here. Vader, dankie vir daardie ene, ons boere in ons land. Vader, U weet, hulle het U so nodig. Daar is geen groter geloof as wat ons kan sien, wat manifesteer in die hart van 'n boer, wanneer hy vertrou vir reën, wanneer hy vertrou vir sy oes nie. En daarom bid ek vanmôre, Vader, vir ons boere, nie net in ons gemeente nie, maar reg oor ons land, reg oor Suid-Afrika. Eers, Vader, ek bid vir hulle veiligheid, in Jesus naam, Vader, dat U hulle sal beskerm, dat U hulle sal behou, Vader, dat U hulle sal deurdra, en Here, dat U hulle menigvuldig sal seën, dat U die reën sal stuur op die regte tyd, Vader, oorvloedig sal wees, en die oeste sal seën wat van die lande sal afkom, sodat hulle ook in hierdie ekonomie van ons land 'n verskil kan maak. Ons eer U, maar Vader, dankie vir die guns en die genade wat ook op hulle rus vanmôre. Hulle is vir ons so kosbaar en belangrik. Ons eer U. Dankie vir elke boer in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Prys die Here. Ons gaan verder sing. Terwyl ons verder sing, wil ek nooi almal wat siek is. As jy 'n pyn en 'n skeet het, kom staan vir my voor, dan gaan ek julle persoonlik bedien vanmôre, terwyl ons die naam van die Here verder groot maak. Loof sy naam. Ek nooi jou, neem die vrymoedigheid. Ons wil vir jou bid.
suppose God's sons who have couldn't find one way to be the supreme sacrifice that was needed just to point eternal love for you and me. Oh, had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul belongs. I'm so glad that he was willing to drink his bitter, though he prayed for the Lamb was for me. And I'm so glad he didn't call to him and from these hearts, all these thoughts that torment me. Oh, had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul belongs. Oh, had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul belongs. The
dat U so getrou in die woord is. Dat U so getrou in die beloftes is. Dankie dat U ja is ja en die amen is amen. En die woord sê alles wat ons vra, volgens U wil, so sal dit wees. Ons wil vir U dankie sê vir die oomblik en die geleentheid wat ons gehad het. Tot die troon te nader, in gebed, ons behoefte, ons verlang en ons omstandighede voor die voete neer te kon lê. Ons kan net vir die dankie sê vir die antwoord en die deurkoms en die uitkomste wat ons gaan kry. In geloof. Ons loof U daarvoor. U is 'n getroue God. U stel nooit teleur. Al die lof en die eer kom U toe. In Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Loof die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus. Jy is so welkom om jou sitplek in te neem. Prys die Here. Nou geliefdes, was my lekker geweest. Voel jy verlig na die gebed? Gebed verander sake, altyd, altyd. En ons is dankbaar dat ons die vrymoedigheid het om na die Here te kan gaan en dan ook te kan bid. Nou, geliefdes, vanmôre is dit ook dan my voorreg om met jou te kom gesels oor ons nuwe jaar tema vir 2026. As jy reg kan onthou, verlede jaar was die tema jou hart is waar jou skat is en jou skat is waar jou huis is. En toe het ek vir gesê, wees tuis en mag jy jou skat hier gevind het en mag jou hart hier wees waar die Here is. Nou, hierdie jaar gaan ek gaan nou vir jou die tema aan jou bekend maak, maar oase van hoop by die Park gemeente. Ek wil vir jou sê dat 2026 is nie net nog 'n nuwe jaar waarin ons ingegaan het nie. Ek het gespot die voordiens, ek het gesê hierdie maand het nog 6 dae oor, dan is die jaar weer amper verby. Prys die Here, want as jy jou oë uitvee, dan gaan alles met 'n snelle tempo. Dit is net Januarie wat soms vertraag word en so stadig beweeg. Maar dit gaan beweeg, geliefdes. Maar hierdie is nie net 'n nuwe jaar nie. Wat kosbaar is van hierdie jaar is, dit merk die begin van 'n nuwe dekade. As jy nie weet wat 'n dekade is nie, dis 10 jaar, dit is 'n tydperk van 10 jaar. 'n Nuwe dekade. En as ons moet terugkyk na die afgelope dekade of 10 jaar, dan kan ons nie anderste as om te sê dat die Here het ons tot hier toe gedra. Kan jy dit glo? Die Here het ons tot hier gedra. Die Here het ons gehelp. En saam kan ons dan vorentoe kyk en sê, Here, U doen dit nog steeds keer op keer op keer. In hierdie jaar kan ons dit proklameer. Want wanneer ons terugkyk na hierdie dekade wat verby is, dan kan ons dit net doen met 'n dank van hart, van 'n hart van dankbaarheid, geliefdes. Nou, baie van julle is nou redelik nuut en onlangs in die gemeente en dalk so 2 of 3 jaar in die gemeente. Nou, 10 jaar terug, 'n dekade terug, het ek die bedieningsgeleentheid hierheen aanvaar. Vir die wat nou nie geweet het nie, jy's reg, jy het reg gehoor, komende April die 3de is ek 10 jaar met julle in die gemeente. 10 jaar. Nou, ek wonder as ek jou mag vra, nee, laat ek liewers nie vra nie. Die wat 10 jaar terug saam met my was, jy weet wie jy is, moenie 'n hand opsteek nie. Want julle gaan min mense sien. Prys die Here, maar moenie 'n hand nou opsteek nie. So wil ek jou eers op 'n reis terugvat in hierdie 10 jaar, voor ons by hierdie tema gaan kom van 2026. Nou 10 jaar gelede toe ek hier kom, toe kry ek 'n adreslys met name op en ek bel die mense en om tot 'n slotsom te kom toe, vind ek hierdie gemeente net met 63 lidmate. Dis die kinders ingesluit, 63 lidmate. 'n Klein groepie mense. Soms as die kinders op 'n Sondagoggend uitbeweeg, Sondagskool toe, dan sit hier maar 10 tot 15 mense hier in die diens. Nou kan jy vir jouself indink, jy wat nie hier was nie, hoe lyk 10 tot 15 mense in 'n diens? 'n Klein groepie mense, maar met 'n almagtige God. Nie een van ons het geweet hoe die pad vorentoe gaan lyk nie.
En nou wil ek vir jou iets skokkend sê, want baie min ken die geskiedenis, en ek wil jou so op 'n journey vat. Mense buite die kerk, en 'n besonderse persoon, en ek gaan nie name noem nie, want julle gaan die persoon ken, wat nie deel van die gemeente is nie, kom na my toe, en ander mense het ook gesê, hierdie kerk is 'n sinkende skip, maak die deure toe en verkoop hom. Dit was in my gesig gesê, nog voor ek hier geland het. Ek was 2 weke hier gewees, toe bel die pastoor van die Engelse Baptiste Kerk my, en hy sê vir my, ek het nog in hierdie kantoortjie gesit, dit was nog my kantoortjie gewees, want die kerk moes die ander persele uitverhuur het, ek het nie 'n kantoor gehad nie, so ek het nog vir myself geëien. Toe bel hy my, en hy vra vir my, kan hulle na die kerk kom kyk, want hulle het gehoor, die kerk is te koop. Waar hy my nommer gekry het, weet ek nie, want nog niemand het geweet ek is hier geplaas nie. Maar hy het my nommer gekry, en hy het my gebel, want hulle daardie tyd by die Roots Kerk het hulle saal gehuur, en hulle het 'n perseel gesoek, en my antwoord aan hulle was gewees, this church is not for sale, cause we are a growing church. Dis die geskiedenis. Ek vat net so 'n bietjie terug op 'n reis. Ek deel met jou 'n droom, wat ons het nou Desember van haar afskeid geneem, Trudy Norkie, sy Kaap toe saam met haar kinders, haar dogter, vir min van julle wat my ken voor ek in die bediening is ek deur 'n egskeiding, en ek was deur seer, en ek moes my bedieningsvoorbereiding op hold sit, en ek moes eers 'n jaar van 'n restaurasie hê, en alles wat in die kerk vereis is, waardeur ek moes gegaan het, ek moes beraders gesien het, en al hierdie goed. Maar in hierdie tyd besluit ek gaan nie stil staan nie, ek mag nie bedien nie, en ek begin 'n selgroep hier in by Lee Park, by 'n huis van 'n persoon, en ons werk met stikkende mense, terwyl ek self deur stikkend gaan, en onder andere is Trudy se dogter ook daar, en sy kom die aand, en sy getuig van 'n droom wat sy vir my gehad het. En sy droom, ek staan in hierdie hoë boom, ek het hierdie droom met min mense nog gedeel, ek staan in hierdie hoë boom, ek is besig om die woord van die Here te bedien, en onder my is hierdie groen gras, en die mense sit, en is asof hulle piknik hou, die gesinne soos wat hulle die woord hoor, ander woorde, hulle eet die woord. Sy het die droom vir my ge-e-pos, ek het hom op my rekenaar geberre. 'n week is ek hier in hierdie kantoor, 'n week voor die Baptiste Kerk pastoor my bel Daleen my, en sy sê vir my, Johan, onthou jy die droom wat ek van jou gehad het? Ek sê, ja, Daleen. En ek vergewis my weer met daai droom, ek gaan terug op my e-pos, en ek lees daai droom, terwyl ek al sit, en is asof die Gees van God oor my kom. Ek wil jy uitdaag vanmôre, ek staan in hierdie groot boom, en die Gees van God sê vir my, waar is die grootste boom in Bailey Park? Raai. Ek wil jy met 'n raaiskoot vat. Agter die preekstoel staan hierdie groot hoë selfoontoring in 'n vorm van 'n boom. Net daar. En ek kry nou hoendervleis as ek daaraan dink. En die Gees van God sê vir my, jy is op die plek waar ek wil hê jy moet wees. Ek kyk na die matte van die kerk. Wat se kleur is die matte? Groen. En so openbaar die Gees van God vir my. God sal voorsien in hierdie gemeente. Jy is waar jy moet wees. Vandag is ons bykans van 63 lidmate 200 lidmate. Nie omdat ons smart was of ek iets reg gedoen het nie, nie omdat ons die vermoë gehad het, die geliefdes, maar omdat God getrou is in sy woord. God is getrou in sy woord. Kom ek deel jou nou vinnig nog iets van hierdie gemeente wat jy nie geweet het nie, en die leierskap op daardie oomblik het dit geweet. Toe ek hier kom, toe sit hierdie gemeente met 'n oortrokke skuldfasiliteit van R250,000, 10 jaar terug. 'n Skuldlas. 'n Kerk moenie 'n skuldlas hê nie, want jy bind jouself. Jy kan nie evangeliseer nie. Jy kan nie uitbeweeg nie. Jy bind jouself. 'n Skuldlas van 250,000, min het dit geweet. Nou hoe gebeur dit? Baie mense dink dat die kerk het 'n hoofkantoor en die hoofkantoor voorsien die kerk. Nee, jy vat eienaarskap van hierdie kerk. Jou tiende en offergawe is wat hierdie kerk dra. Hierdie kerk het ook lopende uitgawes. Hierdie kerk het ook 'n inkomste nodig. Dis wat moet gebeur. En op daardie stadium met hierdie kerk, wat baie gesê het is 'n sinkende skip, het die finansies nie ingekom nie, en hulle kon nie hulle verpligtinge nakom nie, en hulle het in 'n oortrokke fasiliteit ingegaan.
Dit was nie gesond geweest nie. Maar kom ek sê vir jou, in 9 maande se tyd toe wis God daai oortrokke fasiliteit uit. En God skenk 'n nuwe geboorte aan hierdie gemeente. Nie omdat ons smart was nie. Ja, ons moes finansiëel wys bestuur. Dis vir die leierskap en ek is dankbaar vir die leierskap wat dit kon doen of gedoen het in daardie tyd. Maar 'n kerk het verpligtinge. Wanneer mense na die terreine kyk daar buite, dan het hulle die gevoel gekry dis 'n woestyn, want hier waar jy by die hek inry, daar was nie plaveisel gewees nie, as jy hier uitgaan het was grond, daar was nie 'n tuin nie, dis grond deur die tuin tot agter. En God het ons gehelp, ons kon hierdie terrein regryk, want mense het gekyk na die kerk toe sê hulle, ons kry die gevoel van 'n woestynagtigheid. Dis droog, dis hard, dis onvrugbaar, maar God het dit kom help om skep in 'n oase van hoop. In 10 jaar, wat God vir ons gedoen het, wat kan hy vir ons nog vorentoe doen? Hierdie is nie net ons gemeente se storie nie, geliefdes, hierdie is God se hand vanmôre. Dis God se hand in werking, dis God se belofte aan ons. Hy het vir my gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ek het daardie tyd, toe ek hier gekom het, 'n boodskap gebring. Moenie dink aan die vroeëre nie, want ek maak iets nuuts. Hy het gesê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. En dit roep my weer op hierdie skrifgedeelte wat ek vir jou wil gee vanmôre. En ek wil dit in jou hart ingee vanoggend, geliefdes, dat jy daaraan kan dink. Jesaja 43 vers 18 en 19. Jy kan saam met my so toe blaai as jy wil, of jy kan net aandagtig luister. Jesaja 43, 18, 19. Die Here het gekom en hy het gesê, dink nie aan die vorige nie, moenie dink aan die vroeë dinge nie. Toe ek hier gekom het, het ek nie gedink aan die teleurstellings en die platval en die finansies en die inkomste en alles wat nie reg gewerk het nie. My fokus was nie daarop gewees nie. God se belofte was, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Van daardie oomblik het dit uitgesprei. Sê die woord, sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. En ek wil vir jou sê, gemeente, dis ons skrif vir hierdie jaar. God het dit gedoen. Hy gaan nog meer doen. God het 'n weg gemaak waar daar geen weg was nie. Hy het riviere gebring waar daar droogte was. Ek kan vir jou getuig, hierdie blinders wat ons ingesit het, hierdie stoele, hierdie ligversorgers, dis nie uit die gemeente se finansies gedoen nie. Dis donasies en skenkings wat ons van mense gekry het. Soos ons besig is met die muurfonds vir ons ingang daarvoor, ons fokusmuur. Ons gaan daar kom. Ek kan vir jou getuig hoe God hand oopgemaak het. Ek doop een oggend in hierdie kerk 'n paar siele en ek voel gelei deur die Heilige Gees om 'n uitnodiging te maak en daar staan nog 4 of 5 mense op om gedoop te word en ons doop hulle. Jy kan kom kyk hier voor op die mat. Ons doopbad het so gelek. Daar was water. Jy het hom volgemaak, het hom uitgetap na diens. Daar was water. Die watermerke lê nog daar. Ons kry dit nie uit nie. Ons sal voorlopig so binnekort seker 'n projek begin vir nuwe matte as die Here ons daar dit gaan gun. Maar die steins lê nog daar. En na diens, na ek gedoop het, kom 'n persoon na my toe. Hy sê vir my, Johan, gaan kry kwotasies wat dit gaan kos om daai doopbad permanent vol water te hou. Want ek het die Here gevra, Vader, as ek in die bediening staan soek 'n doopbad, as iemand sy hart vir die Here gee, wil ek hom doop. Sou nie nog sukkel om water in te tap nie. Dis alles skenkings en donasies. Dis hoe God ons seën en mense gestuur het om dit te doen. En ek praat nie nou groot nie, ek praat oor die grootheid van God. Dis nie ek nie. God het 'n weg gemaak waar daar geen weg was nie. Hy het riviere gebring waar daar droogte was. En nou kan ons met groot verwagting vorentoe kyk. Vorentoe. As God dit in 10 jaar kon gedoen het, geliefdes, vra ek jou die vraag vanmôre. Met watter verwagting leef jy in jou hart? Familie. Vriende, jy's welkom hier so ook vanmôre as jy besoeker is. Jy's deel vir ons in hierdie oggend. Jy's so welkom. Dan vra ek die vraag, wat wil hy vir ons in die volgende 10 jaar nie doen nie? Sê vir jouself vanoggend. Sê dit vir jouself, ek wil jou uitdaag. My gemeente se storie is nog nie klaar nie. Sê dit vir jou. Sê dit vir die persoon langs jou. Ons gemeente se storie is nog nie klaar nie. Die storie is nog nie klaar nie. Ons kry nou eers nuwe rigting, geliefdes. Filippense 3 vers 13-14 sê die volgende, hy sê, maar een ding weet ek,
Een ding weet ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel vir my. En dit gaan inskakel by ons tema roeping vir 2026. Kom ons strek uit na dit wat voor lê. Kom ons strek uit na die toekoms. Die toekoms is nie net 'n droom nie. Dit wat ek nou vir jou vertel het, wat ons beleef het en herleef het tot nou toe, is nie net 'n droom nie, geliefdes. Dis nie net iets waarop ek sit en wag wat moet gebeur nie. Die toekoms is waar ek inkoop en ek beweeg en ek glo en ek vertrou en ek strek my uit na wat voor lê. Tyler, kan ek jou as 'n voorbeeld gebruik? Daai jong man verbaas my. Want elke keer as ek sy video sien as hy die 400 meter gehardloop het, dan verbeter hy sy tyd. Elke keer. Hoekom? Want hy strek hom uit na die wat vir hom voor lê. Hy moet daar deel van wees. Hy moet aktief in dit wees. Anders te gaan hy dit nie beleef en sien nie. As hy nie gaan insit nie, as hy nie gaan oefen nie, as hy nie vir homself dit in sy kop uitmaak en dit reg vir homself kry nie, dan gaan hy nie sy personal best doen nie. Maar hy doen dit. En dis presies wat ek en jy moet doen vanmôre. As ons God se droom oor hierdie gemeente wil beleef vir die volgende 10 jaar, moet ons betrokke wees en aktief wees en saam uitstrek na dit wat voor lê. Die gemeente kan nie funksioneer sonder jou nie. Dis nie net ek wat die kerk maak nie. Dis elkeen van ons wat hierdie gemeente laat funksioneer. En dit bring my by 2026 nuwejaarstema Piet, as jy dit vir my daar op die bord kan gooi. Ons praat van 'n dekade van groei. Ek hoop jy kan dit lees, ek het dit dalk bietjie klein geskryf. Hou vas aan 'n leeftyd van hoop. Dis deel van die tema waarop ons gaan fokus en groei. Ons gaan fokus op herlaai, ons gaan fokus op verfris, en ons gaan fokus op hernie. En ons gaan saam uitstrek met verwagting vir dit wat voor lê. Kan ek dit weer vir jou sê? 'n Dekade van groei, hou vas aan 'n leeftyd van hoop, herlaai, verfris, hernie, en ons strek uit met 'n verwagting na dit wat voor lê. Geliefde, hierdie is nie net 'n slagspreuk nie. Hierdie is 'n oproep tot geestelike oorgawe en beweging. Dis aksie vir jou en vir my. Kom ons praat oor die gedagte herlaai. Waarop gaan ons fokus? Wat bedoel ek as ek praat van herlaai? As ons kom by herlaai, dan gaan ons as gemeente weer ons harte rig op God. Dis noodsaaklik. Rig weer jou hart op God, want om te herlaai is die eerste beweging wat hierdie nuwe dekade gaan afskop, waarin ons staan. Terloops, toe ek die eerste keer hierso geplaas is, van sentraal gemeente, 10 jaar terug, toe het ek myself gekommit tot vir 10 jaar in die gemeente. So ek is nog hierso, ek commit my vir die volgende 10 jaar. Prys die Here. Ek commit my vir die volgende 10 jaar. So, Sakkie, nee, Sunny se hof is uit, ek is nie te koop nie. Hy sal verstaan, die leierskap sal verstaan. Dis 'n graf tussen hom en my. Maar ek commit myself, maar om te herlaai sal die eerste beweging wees wat hierdie nuwe dekade gaan afskop, geliefdes. Waarom moet ons herlaai? Kom ons wees eerlik met mekaar. Hierdie wêreld waarin ons leef, kan so maklik uit jou uittap. Hierdie wêreld kan so maklik uit jou vat. Wanneer daar verantwoordelikhede en druk op jou kom, dan raak dit vir ons soms te swaar om te hanteer. Afleidings, ons word so maklik afgelei in na dese tyd, geliefdes, op sosiale media en die politiek en die nuus en gerugte wat aangaan. Dit kom steel ons aandag weg van God af. Baie keer dan raak ons so moedeloos en negatief, dan kan ons nie eens glo God kan ons help nie. Want hy is gewoonlik ons laaste oplossing, ons laaste soeke. Ons sal alles probeer, terwyl ons eerste by hom moet wees. Kompromie rondom sonde en wat reg is en wat verkeerd is, maak so maklik ons geestelike batterye pap. Wie het vanmôre vir my gesê sy batterye is pap of haar batterye is pap? Iemand het dit vir my vanoggend gesê. Mag God jou charge vanmôre. As jy pap voel. Daar was iemand wat dit vir my, jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar iemand het dit voor diens vir my gesê. My batterye voel so 'n bietjie pap. Die Here sal jou charge. Herlaai is God se uitnodiging wat sê kom terug na my toe. Kom terugkeer terug na jou eerste liefde. Jou eerste prioriteite.
As jy kyk na Psalm 51:12, dan skryf die psalmdigter, hy sê, skep vir my 'n rein hart oor God en hernie, met ander woorde, herlaai weer in my 'n standvaste gees in my binneste. Nou vir jou en vir my om in hierdie dekade vorentoe te gaan ons die Here vertrou om ons te kom herlaai as gemeente, want herlaai as ons fokus op herlaai gaan plaas geliefdes, dan gaan ons vind dat ons prioriteite gaan anders te wees, ons gaan ons prioriteite anders te uitleef as wat ons dit tans doen. As ons praat van prioriteite, dan gaan ons vra Here, wys vir my weer wat is belangrik in die lewe, want nie alles waaraan ek dink en wat ek najag en wat ek vind belangrik is heilig in God se oë nie. Ons gaan weer vir God vra, wys ons wat is belangrik, sodat ons in U wil kan vorentoe beweeg. Herlaai jou waardes. As jy jou waardes herlaai, geliefdes, gaan ons vra, Here, rig my weer op U wil. Nie my wil nie. Want jou lewe beweeg altyd in die rigting waar jou sterkste waardes is. En as jou sterk waardes in God geplaas is, dis waarin jou lewe, jou rigting gaan beweeg. Maar as jou waardes wêrelds vasgemaak gaan wees, gaan jy jou vind in die wêreld vasgemaak en bly vasgemaak wees. So ons gaan God vra, rig my weer op U wil. Herlaai jou gehoorsaamheid, ons gaan verklaar, Here, ek is bereid om weer te begin. Om weer in die bres te staan vir ander, om weer 'n instrument in die hande te wees, om weer U plek te vind, U wil te vind. Onthou, God werk nie met volmaakte mense nie. God werk met beskikbare mense. He enables the willing. Ons sê altyd die qualifies the unqualified. As jy kyk na die grootste unqualified persoon, nie omdat ek nie kennis het nie, ek het die kennis, ek is geskool, maar ek is die introvertieste introvert wat hier voor jou staan vanmôre. Kan jy dit glo? Nee, jy kan dit nie glo nie, because God qualified me. Ek sou in 'n skool mondelingse opdrag, sou ek vir juffrou gesê het, ek sal pouse kom praat. Dan struikel ek oor my eie tong. Maar dan wou ek nie praat nie, dan vergeet ek my woorde. But God qualified me toe hy my geroep het vir die bediening. En hy het my geleer om anders te wees. Hy soek net 'n gewillige en 'n beskikbare hart. Hy soek nie die smartste, die grandste nie, in die beste uitstaande nie. Hy soek jou en my vanmôre. Hy werk met beskikbare harte. En as jy vanmôre verklaar, Here, ek is bereid om te gaan. Ek is bereid om op te staan. Ek is bereid om vir hierdie saak van hierdie gemeente vorentoe te beweeg, gaan God jou gebruik. Dis wat hy doen. En jy sal vind dat jou hart sal vinnig ontvanklik en sag word vir die werke van God. Jou fokus sal helder word. Jou lewe sal weer 'n ritme kry wat in ritme met God se hart sal klop. En jy sal vorentoe beweeg in hierdie volgende dekade. Dis herlaai. Ons praat van herlaai, ons praat van verfris vanmôre, waarop ons gaan fokus. Ons gaan fokus dat ons gaan God vra om ons weer vars te kom maak. Dit gaan die oomblik wees waar God nie net jou geestelike batterye gaan herlaai nie, geliefdes, maar ook jou gees gaan kom verkook. Dit gaan die oomblik wees waar jou denke vernuwe gaan word, waar jou energie weer herstel gaan word. Waarom moet ons verfris word? Ek vra jy die vraag vanoggend. Baie van ons, selfs mense wat in hierdie plek sit vanmôre, dra 'n vorm van 'n emosionele moegheid in hom of haar. Dis die waarheid. Ons beleef soms geestelike droogheid in ons lewe. Here, ek bid en ek bid en ek bid, maar dit voel vir my, U hoor my nie, ek bid in die plafon vas. En daar's nie antwoord nie, en ek verstaan nie, en ek weet nie hoekom nie. Ons raak soms afgestomp vir die werke van die Heilige Gees. Ons wil deur alles jaag, maar ons wil nie die Gees van God vrymoedigheid gee om te funksioneer onder ons nie. Ons funksioneer, en dit is 'n reine waarheid onder mense vandag, ons funksioneer in 'n survival mode, dat ons nie eintlik vorentoe gaan nie. Ons is eintlik stuck waar ons is, as ek die Engels kan gebruik. Now we need to get unstuck to move for Christ.
Be 'n unstuck church. Want God wil jou nie net gebruik nie, hy wil jou vars maak. Handelinge 3:19 sê, sodat tye van verkoeking van die teenwoordigheid van die Here kan kom. Mag jy sy verkoeking ervaar oor jou lewe, geliefdes. Wat beteken verfris prakties vir ons? Jy gaan hierdie jaar vra, maak 'n deel van jou gebed, maak 'n deel van jou afsondering. Here, gee my weer nuwe perspektief op die lewe. Gee my weer nuwe perspektief na dit wat ek sien. Want weet jy wat, soms die grootste wonderwerk, en ons bid altyd vir groot wonderwerke, maar die grootste wonderwerk is daardie nuwe manier van kyk, van ek en jy, op die lewe daar buite. Want hoe ek dit sien, hoe ek dit gaan spreek, hoe ek daaroor gaan praat, en dis hoe my lewenswyse ingerig gaan wees. So gee vir my weer nuwe perspektief. Here, ons gaan vra, Here, ek bid vir nuwe energie, gee my nuwe krag. Weet jy wat, God gee nie net krag vir die groot dinge in die lewe nie. Hy gee vir jou krag vir dag na dag na dag na dag. Elke dag wat jy in God se genade opstaan en gaan slaap, as jy die aand gaan slaap, dan bid jy en sê, dankie Vader vir die krag wat ek vandag gehad het, waardeur ek kon beweeg het, want U was met my gewees. Hy gee vir jou die energie om deur te gaan. Elke uitdaging, elke challenge wat voor jou staan, kan jy oorkom, want hy gee vir jou krag vir elke dag. So jy vra vir nuwe energie. Moenie laat die omstandighede jou definieer nie. Jy praat oor die omstandighede. Jy sê vir jou omstandighede, my God wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. Ek het krag vir 'n nuwe dag. Ek het krag vir elke oomblik. En ek leef in daardie krag. En dan gaan ons fokus wees prakties nuwe sensitiwiteit vir die Heilige Gees. Ons gaan vir die Here bid en vra, Here, maak my weer bewus van U stem. Ons gaan fokus om die stem van die Here te hoor. Want wanneer jy verfris is, dis daar waar jy duidelik hoor. Maar as jy moeg is, jy's emosioneel gedrein, jy's getap, jou battery is pap, dan hoor jy nie. Jy hoor nie die geraas en die omstandighede om jou. Dan gaan die Here vra, maak dit stil. Kom, verfris ons weer, sodat ons weer sensitief kan wees vir U stem. Want wat gebeur as ons verfris word, geliefdes? Dis waar hoop aangewakker word. Dis waar jy weer hoop ervaar. Dis waar jy gaan vind, vreugde word weer vars. Jy sal met 'n nuwe stappie loop. Jy sal dans en jubel voor die Here. Want verfris is die asem van God oor 'n gemeente wat gereed is vir beweging. Jy sal dit ervaar. So ons praat van verfris. Ons praat van herlaai. En die derde gedagte waarop ons gaan fokus hierdie jaar, is ons gaan hernie. Met ander woorde, herontdek weer jou roeping. Herontdek weer jou passie vir die werke van Jesus. Steek weer daardie passie aan die brand. Dit is die oomblik waar jy nie net herstel word nie, geliefdes, dit is waar jy weer jou doel waarvoor God jou geskep het, sal ontdek. Baie van ons vra, wat is my doel op aarde? My en jou doel is God te eer, God te dien, by God te wees. God is eerste en besig te wees met God se koninkryk. Dis ons doel. Jy herontdek dit waarvoor God jou geskep het, waarheen God jou stuur, sê ek is gewillig om te beweeg. Jy sal ontdek waarom jou lewe weer sin maak, nie die omstandighede wat jou afdruk nie, waarom jou lewe sin maak, ten spyte van die druk en die omstandighede. Waarom moet ons hernie word, geliefdes? Want wanneer die lewe jou druk, kom ons wees eerlik, as dinge nie so lekker loop nie, as ek dit in hierdie taal kan sê, dan vervaag ons roeping soms in die lewe. Wanneer teleurstellings toeslaan en ons beleef teleurstellings keer op keer op keer. Niemand is gevrywaar daarvan nie. Maar wanneer dit toeslaan, wat gebeur gewoonlik? Ons passie vir alles verdof soms. As jy in survival mode is, want dit is waar jy kom, is alles verdof, dan gebeur dit dat die gawes wat God vir jou gegee het, begin dormant raak. Dit lê stil. Dit manifesteer nie meer nie. Dit word nie meer geaktiveer nie. En dan vergeet ons dat ons is soms deel
van God se missie. Dan leef ons net vir onsself, ons eie koninkrykie en ons eie lewe. Maar hierdie gemeente gaan dit nie hierdie jaar doen nie. Hierdie gemeente gaan homself regkry vir die volgende dekade, sodat ons kan groei, sodat ons daardie mure kan uitbreek agtertoe, daar na die saal toe. Deel jy nie dieselfde passie as ek? Nou is julle baie stil, dis 'n paar koppe wat knik, dis juist waar jy moet sê, amen, amen, ek is met jou, ek is met jou, God se missie, Romeine 12:2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ons moet hernuw word in ons denke, ons moet ons manier van dink anders te kry, bedink die dinge wat bo is, sê die woord, nie dit wat hier op die aarde is nie, want hierdie wat ons hier bedink, is 'n geraas. Dit maak ons stil vir God. Maar ons gaan ons hernie vir God. Wat beteken hernie prakties? Ons het gesê, herontdek jou roeping. Wanneer jy bid, vra in jou gebede, Here, waarvoor het U my geskep? En luister na die antwoord. En besef dan vanmôre dat die roeping is nie net vir pastore, dominees, leraars en predikers nie. Die roeping is vir elke gelowige. Elke gelowige is deel van die liggaam, is deel van die koninkryk van God. Ons beweeg saam in die koninkryk van God. En wanneer jy bid, dan sê jy, vra jy, Here, steek weer die vuur in my aan die brand. U Heilige Gees vuur, brand hierdie passie weer in my en leef jou passie, want dit sal die brandstof wees van jou roeping. As jy hierdie Heilige Gees vuur weer aktief in jou kry. Wanneer jy bid, dan kom jy en jy verklaar, Here, ek verbind my weer tot U missie. Hernie word nie gedryf deur 'n emosie nie. En die feit dat ek dit nou vir jou sê vanmôre, moet jou nie dryf, ja, ek wil nou op die wa klim, en dit is nou, Johan het my nou deur emosie aangeraak nie. Hernie vra aksie. Dis wat dit doen, geliefdes. Hernie, aksie, is gehoorsaamheid, wat opstaan en sê, ek beweeg. Ek beweeg. Ek gee daai eerste tree, ek gee die volgende tree, en dan die volgende tree, en ek stap saam met God. Kom en verklaar vanmôre, Here, ek verbind my weer tot U missie. En jy sal begin beweeg in dit wat God vir jou uitsit om te beweeg. Wat gebeur wanneer ons hernuw word? Jy sal vind jou lewe kry weer rigting. Jy sal vind jou gawes sal weer geaktiveer word. Jy sal vind jou bediening sal weer vrugbaar raak. Jy sal vind jou geloof sal weer avontuurlik raak. Daai die dag toe die Here jou hart gered het, hoe brandend was jy vir hom gewees? Dis geloof wat vurig is, dis geloof wat aktief is, avontuurig is. Jou geloof sal weer avontuurlik raak. Jou hart sal weer brand vir God se mense. En ons sal uitbeweeg en mense daar buite aanraak. Hernie sal die dryfveer wees wat hierdie gemeente sal mobiliseer vir die volgende dekade wat kom. Kan jy dit saam met my glo? Vir die volgende dekade. Wanneer 'n gemeente herlaai, of verfris, of hernie, gebeur daar 3 dinge. Gemeente is weer ingestel op God se hart. Dis herlaai. Ons is ingestel op God se hart. Die gemeente word weer gevul met God se teenwoordigheid. Dis daai verfris wat ons gaan vind. En die gemeente sal weer gestuur word met God se missie. Dis hernie. So ek wil sluit met 'n finale woord vir ons as Oase van Hoop familie. 2026 is nie net 'n jaar nie. Is nie net nog 'n jaar nie. 2026 is die beginpunt. 'n Beginpunt van die volgende dekade van groei. 'n Beginpunt van 'n leeftyd van hoop. Die volgende dekade word nie gevorm net deur 'n paar van ons wat bereid is om ons hande op te steek nie. Dit word gevorm deur 'n familie wat saam staan, wat saamwerk en saam groei. En julle almal is deel van hierdie familie. Julle almal is Oase van Hoop familie. 2026 is nie die tyd om terug te sit nie, geliefdes. Dis die tyd om in te skakel, dis die tyd om deel te word van God se missie. En deel te wees van dit wat God doen. Familie, die volgende 10 jaar sal bepaal hoe die volgende generasie God gaan sien en beleef en ervaar. As dit nie by my, jou en my begin nie, dan gaan ons die doel van God se missie mis. Die volgende 10 jaar gaan bepaal hoe Potchefstroom
God gaan beleef. Uit hierdie gemeente uit. Dit gaan bepaal hoe hierdie gemeente haar roeping gaan uitleef. Die volgende 10 jaar. En my uitnodiging is mag 2026 die jaar wees waarin jy sê, Here, ek is beskikbaar. Here, herlaai my. Here, verfris my. Here, hernie my. Gebruik my. Dis my uitnodiging aan jou. As jy voel God roep jou om te dien, watter area ook al, dan wil ek jou kom uitdaag vanmôre. Maak jou hart oop, maak jou hande oop, maak jou lewe oop. Die toekoms wag nie, die toekoms roep. En God roep jou, hy roep my om deel te word van hierdie volgende 10 jaar, van hierdie nuwe dekade. En vir wat hy in hierdie dekade gaan doen. Wil jy nie net daar waar jy sit, net vir 'n oomblik jou oë sluit, net so vinnig reflekteer op dit wat ek gesê het nie. Die volgende 10 jaar bepaal hoe die volgende generasie, ons het gebid vir ons kinders vanmôre, hulle het hier voorgestaan, dis die volgende generasie. Hulle bepaal die kerk wat vorentoe gaan. En dit is vir my en jou om hulle reg te hou, reg te leer, reg naby aan God te hou, sodat hulle die volgende generasie sal wees, wat hier voor staan en nog steeds die woord van God proklameer en verkondig, of uitbeweeg en nog steeds siele red. Maar dit begin by jou en my, vandag, om daai toewyding te maak en te sê, ek staan en ek koop in hierdie visie vir hierdie gemeente van ons, vir die volgende dekade en meer wat kom. Die toekoms is vir ons soms onduidelik, ons weet nie, God weet, hy sien verder as wat ek en jy sien. Maar ek weet net, ek deel in 'n belofte, dat my God is 'n waarmaker van sy woord. Tot hier het hy ons gedra en vorentoe sal hy ons nog verder dra. En ek wil jou as gemeente uitnooi as jy deel van dit wil wees. Wil jy nie vir my op jou voete staan nie? Ja, ons beleef baie keer teleurstellings. Kom ek sê vir jou, kerke stel ook teleur. Want ons sit met die mensfaktor wat foute maak. Dit is so. Maar ons mag nie vaskyk. Ons mag nie vaskyk in mense nie. Wys my een volmaakte kerk daar buite. Dan is ons al in die hemel. Ons stuur ons kinders na onvolmaakte skole, maar ons wil hulle nie na 'n onvolmaakte kerksonnaskool toe stuur nie. Ons gaan eet uit by onvolmaakte restaurante. En ons deel met die frustrasies daar, maar ons kan nie deel met frustrasies soms binne in kerk nie. Kom ons kyk verby dit, ons maak ons ore toe vir dit. Want as ons gaan hernie, herlaai en verfris, gaan dit nie pla nie. Ek is dankbaar vir elkeen wat staan, kom ons bid saam. Vader, U ken ons harte, U sien nie ons as gemeente familie voor U staan. Dit is my gebed, dat U ons in hierdie nuwe jaar, in hierdie nuwe bedieningsera, fase, dekade sal inlei met die Gees. Elke gewillige hart staan voor U. Dis U kerk, dis U gebou, maar ons is deel daarvan, want ons is U kerk. Ons staan op ons voete vanmôre as kerk van die Here. En ons vat vanmôre eienaarskap van dit waarin U ons toevertrou. Ons wil vir U dankie sê vir die mildelike seëninge wat ons reeds in hierdie plek beleef het. En ons kyk uit met verwagting vir die groter seëninge wat nog kom. Ons eer U daardeur. Maar Vader, vanmôre staan ons op ons voete en ons sê, begin by my. Elke individu hart wat hier voor U staan, begin by my. Herlaai, hernie, verfris ons. Ons strek uit in hierdie nuwe era, in die toekoms, na dit wat voor lê, die einddoel. Vader, ons word nie beperk deur die wêreld en die struikelblokke nie, want op die uiteinde is daar 'n ewigheid wat vir ons voor lê, 'n ewigheid waarna toe ons beweeg. Maar ons wil hierdie gemeente vat in eenheid, om saam te beweeg na daardie ewigheid, wat U vir ons in plek het. Saam te vat vorentoe.
Ons wil die koninkryk groei. Ons wil dit uitbrei in Jesus naam. En ons wil vra Vader, u guns en u goedheid oor ons en met ons. Heilige Gees, wees u die een wat nou voorloop. Verkoop elke hart, versterk elke hart. Lei ons in u waarheid, van oorwinning tot oorwinning, in geregtigheid. En Vader, help ons om besig te wees met u sake, met u wil, u werke. Die woord sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge wat julle voorvra, sal vir julle bygevoeg word. Ons sê vir u dankie, Vader. Ons vanmôre kan opstaan en te sê, ons commit onsself om in die koninkryk na u wil en die geregtigheid te soek, sodat ons kan beleef en ervaar hoe u hand in hierdie gemeente nog verder vorentoe 'n verskil sal maak. Ons eer u daarvoor. Ons eer u met dit wat u in ons hande en ons harte plaas. In Jesus naam. Amen. Amen. Loof koning Jesus, jy mag vir 'n oomblik jou sitplek neem. Mag jy geseënd wees in hierdie woord. Ek sal weer in hierdie week vir jou kort gedagtes stuur rondom die preek soos verlede week. As jy nie op die WhatsApp groep is nie, sê net vir my na diens, ek sal jou graag op die WhatsApp groep wil sit. Dis 'n eenrigting verkeer, so ons kan nie almal saam praat nie, en ek sit net vir jou oordenking van die week daardeur, of elke dag deur, en mag dit jou versterk. En dan kan jy ook op die sosiale media, of jy kan vir my die skakel vra, ons sal later die boodskap op YouTube sit, dan kan jy hom ook deurstuur, of weer kyk, of weer luister, en mag die Here jou verkoop in hierdie nuwe dekade waar ons kom. Net gou, die afkondigings, Dinsdag aand ons young adults, 7uur, hier by die kerk, Pedia, is nog reg? Het ek gesê Dinsdag, Maandag aand. Julle was verlede jaar Dinsdag aand. O ja, maar ja, ons het dit weer teruggeskuif. Okay, Maandag aand, young adults, al die ongetroudes, as jy skoolverlater is en jy's ongetroud, is jy so welkom om daar in te skakel. Hulle kom 7uur by die kerk bymekaar, praat net met Pedia daar agter, hy sal met julle gesels, julle nommers en skakels neem. Dan Woensdag ons 60-plussers met hulle Bybelstudie, en ek het verlede Sondag vir jou gesê, dis nie net 60+ nie, as jy 'n tuiste skepper is, ons het nie vir ons tuiste skeppers gebid vanmôre nie. Prys die Here, ons het iemand gemis. As jy tuiste skepper is, jy's bevoorreg om daar te wees, mag die Here julle seën, Here seën julle, julle is verantwoordelik vir 'n huishouding, en jy het daardie oomblik slot oop, en jy wil hier wees, jy's onder 60, jy's so welkom om te kom. Kom woon hierdie Bybel studie by, en net na die 60-plussers, dan sal die goue are met hulle aksie aangaan, so al ons goue are dan net na die 60-plussers. So die goue are kom ook 60-plussers toe, want hulle is 60-plussers, hulle is deel van die Bybelstudie, so as jy daar by die Bybelstudie is, en jy het nog nie ingeskakel nie, is 'n goue aar, dan is jy ook welkom om dan by die 60-plussers in te skakel, en na dit sal die goue are dan met hulle aksie aangaan. Dan Vrydag ons tieners, om 6uur, hier by die kerk, tot so 8uur, hulle het reeds Vrydag afgeskop, hulle het 'n mooi groepie gehad, en ek weet al die atlete en sport is nog besig, maar hulle het reeds mooi afgeskop, so ons hou duim vas vir die ouens wat atletiek doen, en as hulle nou klaar is met hulle programme, dan sal hulle ook inskakel, maar hulle gaan ook baie goed aan. So, en dan as die Here dan wil, volgende Sondag, dan ons nagmaaldiens hier by die kerk plaaslik. En dan, belangrik, die 22ste Februarie, het ons jaarlikse potjie kos kompetisie. En daar agter by die inligtingstoonbank het ek nog net die lysie uit vir jy wat ons 'n pot wil maak of borg daai dag. As ons afgesluit het, gaan skryf net jou naam daarop soos laas jaar. Ek het 'n paar name van laas jaar, so ek gaan jou kontak as jou naam nie op is nie. Ek gaan jou vra of jy weer belangstel om 'n pot te maak. En ons kroon gewoonlik, ons het mooi pryse laas jaar gehad wat ons uitgegee het. Wat ons doen is, dis jaarlikse potjie ete. Ons hou buitelugdiens, dit is so lekker. As dit nie reën nie, is dit buite, as dit reën, prys die Here dat oor daai oomblik gaan net nie reën. Ek dink ons het verlede jaar het ons amper bekommerd gewees het gaan reën, maar toe het dit nie gereën nie. Die Here is getrou. Ons bid, Vader, stuur die reën net na die buitewyke toe, laat dit net hier nie reën nie, en dan kan dit reën na die tyd weer. Maar ons gaan ons potjie hou. Die woord sê, as jy mag ons vra. So ons vra die Here, maar skryf my jou naam op, ons wil graag hê met weer 'n pot borg, hoe dit werk is, jy borg 'n pot, en ons as gemeente eet lekker saam. Jy betaal nie vir die ete nie, jy betaal nie vir die inskrywing nie, van die pot nie, dis gratis,
maar ons het potte nodig sodat ons as familie, gemeentefamilie ook saam kan eet. So net om jou idee te gee, 'n nommer 3 pot kan jy tot en met 12 mense kos gee. Ek sal vir almal wat potte maak, sal ek vir al die duidelike instruksies deurgee, maar die belangrikste is, skryf net vir my eers jou naam en nommer dan neer, dat ek jou op die groep kan kry, en dan kan ons van daar af korrespondeer, en dan sal ek van volgende Sondag af die lysie neersit vir die mense wat saam wil eet. Ek wil almal nooi om daar te wees. So as almal daar is, het ons potte nodig. Prys die Here. Die Here seën jou. As ons afgesluit het, dan kan julle daar buite by mekaar kom. Ons kan lekker verversings, koffie, koeldrank daar eet, drink en 'n sakkie, is dit wat ek moes sê? Die 60-plussers, onthou, die 60-plussers wat nog wil saamgaan Augustus die Kololo toe, daar is nog 'n paar plekke oop. Hoeveel? 8 plekke oop van 22, so praat net met Sakkie na diens as jy wil gaan, jy kan met hom gesels, almal ek glo weet wie Sakkie Eysel, nie Sakkie Hugo nie. Prys die Here. Goed, kom ons staan op. Daar sy. PD wys my die belangrikste. Soos julle weet, ons is besig met 'n fokusmuur wat ons hier by die ingang wil insit. Dit gaan ons so R36,000 kos. Baie dankie. Ek gee vir julle 'n update. Verlede week het ek vir jou update gegee. Ons staan reeds op R20,800 vir die fonds. Ons is baie naby. Baie naby. Kom ons gee die Here 'n hande klap. Hy gee vir ons, hy eer vir ons. Ek wil vir jou vra, as jy vir ons 'n skenking kry of 'n skenking kan inbetaal, doen dit net onder fokusmuur, die verwysing, sodat ons weet om dit reg te allokeer. Dan wil ek ook weer vir jou vra, soos jy vroeër gehoor het, die gemeente het ook maar bedryfkoste, so moenie jou tiende en offerhande vat vir die fokusmuur nie. As jy vir die fokusmuur betaal nog steeds jou tiende en offerhande. En die lekker is, ons het 'n kaartmasjien daar agter, jy is welkom om dit te gebruik. Die lekker is, ek het nie die bankbesonderhede daarop nie, ons het 'n bankrekeningnommer vir jou om te EFT, en die wonder daarvan is, ek het verlede week ook vir iemand gesê, as jy nou 'n Sondag sou mis, moenie jou offerhande vergeet nie, kan dit EFT, prys die Here. Sit dan maar net daar so verwysing, offerhande. Dan sê hulle, Johan, jy praat nou net geld. Maar ons het ook geld nodig, om die gemeente in die gang te hou, en om die evangelisasiewerk vir die Here te doen. En as ons nie inkomste het nie, dan sit ons waar ons meer as 10 jaar terug was, en ons sal nie daar wees nie, want God is goed vir ons. En die Here seën ons, en die Here seën jou, want ons eer hom met ons eerstelinge. Prys die Here, die Here seën jou. Ons staan op, en ons gaan afsluit met 'n laaste lied, en dan nooi ek julle kuier lekker saam daar agter. Die koffiekafee. Net 'n oomblik het aan die Sue wil getuig. Ja, ek wil getuig van die Here se goedheid, en ek dink dit is nou die regte tyd om dit te doen. Om net te bevestig wat pastoor gesê het van hierdie gemeente. Ek is al baie jare in die gemeente, en ek het ook die gerugte gehoor daai tyd van kerk se deure sluit en kerk verkoop en goed, en ek het net besluit, ek het 'n boekie gelees van 2 ou dames wat ook in so 'n geval was, en hulle het daar was ook sprake die kerk se deure moet sluit, en die ou 2 tannies het gesê nee, laat ons bid. En hulle het gebid en hulle die Here aangegryp. En die Here het, daar was later nie meer ouderlinge wat kon preek nie. Die ou dan preek die een tannie, die ander tannie bid. En so gaan hulle aan, en die Here hoor hulle, en hy red daai gemeente. Hy red daai kerk. En die Here, dit het 'n groot gemeente geword. En dit was by my, en ek het gesê, Here, ons gaan bid, maar U gaan hierdie water die drip trek. En die Here het dit gedoen. So het hy gedoen. En toe, die eerste Pinkster wat kom, toe is ook maar net weer 'n handjie vol mense. En die vorige pastoor sê nie, maar laat dan staan ons voor. En ons staan hier voor, en ons 'n ou klein groepie, en ons bid, en die Here se gees val. En die Here se gees profeteer deur my. Ek dank die Here, en van daardie groepie staan ek vandag alleen nog in die gemeente. Ek dink die Here het gesê, hierdie enetjie gaan bly, hierdie enetjie gaan, en hy gee die woord, en die woord wat uitgegaan het, deur my mond, soos die Here dit gegee het, julle sal nie glo wat ek vir hierdie gemeente gaan doen nie.
En hier is die getuienis vandag van wat die Here al gedoen het, wat hy vooruit gesê het hy gaan doen. Toe ons vorige pastoor sy uittreepreek gee, toe sê hy ook, hy wil vir die gemeente een ding sê. Daar het 'n profetiese woord uitgegaan, en wat die Here gesê het sal gebeur, en hy het ons gegroet. En ek dink dit sluit mooi aan by vandag, want vandag het ons die getuienis daarvan. Amen. Die Here is getrou in sy woord. Prys die Here. Ek sien in my gees die gloed en die alma van die Here, die allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die eind, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons naam. Hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom neer nou in ons lof, hef jou hande op na bo. Blaas aan syne sal na trone heen, kom dans in ons se boel. Kom leef in die herinnering van sy woorde in ons hart, van sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Dan sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord staan ewig Amen. Sy woord sal ewig staan. Kom ons sluit net die oë. Here, ons is bemoedig as ons so terugkyk en die getrouheid sien, hoe U ons gemeente in die hand gevat het en gelei het, U vir ons iemand gestuur het om voor te loop. En ons wil graag ons pastoorspaar ondersteun in gebede en op ander maniere. Maar ons wil vir U dankie sê vandag dat U vir ons ook vorentoe laat kyk. Dat ons kan weet dat wat voor lê is kosbaar en is goed en is wonderbaar. Ons sal nie eens weet wat U alles vir ons beplan het nie, maar ons wil deel wees van dit wat U beplan het. En U het vir elkeen 'n plekkie, U het vir elkeen 'n roeping, U het vir elkeen 'n bediening. En ek bid dat ons dit sal uitleef, ontdek en moed kry en krag kry om dit te doen. Dankie dat U ons ook uitstuur in die wêreld daar buite, waar ons met so baie mense moet werk en dinge beleef, en weet ons U vat ons hand. En U gee vir ons die krag en die wysheid. Ons loof en ons prys U naam. Dankie dat U woord ewig sal staan. U woord gaan nooit verby nie. Dit is altyd die waarheid en ons dankie in Jesus se naam. Amen.